As ek een van die disippels was, daar in 'n sekere tyd saam met Jesus, dan was ons in 'n boot. Rustig, disippels besig om vis te vang. Markus 4, laat daardie middag, vers 35, sê Jesus vir sy disippels, kom ons vaar na die oorkant toe. Hy sê nie, kom ons vaar na die oorkant om te sink nie. Kom ons vaar in 'n storm nie. Ek wil julle 'n les leer nie. Hy sê dit nie. Maar hierdie is belangrik. Vaar na die oorkant toe. Hulle het geweet hoe gevaarlik dit is. Oor daardie meer, daar kan enige tyd 'n storm uitbreek. Die metafoor hier, of die betekenis wil sê, ons moet verder gaan. Ons kan nie net hier bly nie. Ons moet maar uitreik in ons lewe, nee. Dink aan jou eie lewe. Ons is so hierdie kant van die land. Maar oppas tog vir daardie kant van die land. Hierdie kant van sekere mense en groepe, maar oppas vir daai kant. Hierdie kant van politieke groepe, godsdienstige groepe, maar oppas tog seksuele groepe, maar oppas tog vir daardie kant. Kom ons vaar na die oorkant toe met vertroue, sê hy, wat ook al, whatever, daar wag vir ons. Hulle het die mense wat daar was, daar laat bly en hom saamgeneem. Hierdie like ek hoor. Sekere mense moet maar soms agterbly. Ek wil sekere mense in my lewe, sommige tye, nie saam met my vat nie. Ek wil sekere familie nie saam met my vat nie. Jammer, dit klink nou sleg. Maar soms na die ander kant toe. Na nuwe mense, nuwe familie, nuwe geestelike gronde, 'n nuwe kerk, wat ook al. Hulle het hom saamgeneem in die skuit waarin hy gesit het. Daar was ook nog ander skuite by. Wat 'n genade. Hy sê, laat 'n klomp tog maar saamkom. Okay. Skielik het daar 'n groot storm losgebars. Die woord skielik wil vir my sê, jy het geen beheer nie. Ons dink die lewe is so voorspelbaar. Ons is so graag, dit en dit gaan daai en daai tyd gebeur. En weet julle weet so goed soos ek, skielik, buite ons beheer, kom daar 'n krisis, 'n probleem, 'n sonde, 'n val in ons persoonlike lewens, ons gesinne, ons families, ons kerke, waar ook al, in die samelewing. Hoe surprise is ons nie met die regering nie. Skielik. Hulle het soveel skieliks. Die wisseltrofee vir skielike gemors gaan aan die ANC regering. Maar okay. Die golwe het in die skuit geslaan. Nou, hulle het daarom lampe gehad. Nee, julle moet onthou, ons het nou LED. Maar ek dink dit het so gelyk. En hulle het probeer, die lampe was redelik geslote, nee? En hulle het daarom lig gehad, daar op die boot, maar bitter min. En dit het geskommel, want dit was 'n geweldige storm. En die skuit het begin vol word. Nou kan jy dink die angs, die vrees. En Jesus is by hulle. Nou wat nou? Jesus het op die bank in die agtersteewe gelê en slaap. What? Die Messias, die verlosser, Jesus,
lê en slaap. Kon hy dan nie geweet het daar gaan 'n storm kom nie? Hierdie sê vir my, dit moet vir ons sê, hy vertrou. Hy vertrou sy hemelse Vader ten volle. Daar sal storms wees. Ons het geen waarborg nie, mense. Daar's nie 'n ding van, omdat ek 'n Christen is, 'n gelowige, 'n disipel van Jesus, gaan daar niks verkeerd gaan nie. Daar sal moeilikheid wees. Ou Billy Ousen wat gesê het, ek het dit al baie keer aangehaal in preke, there will be sad songs to make you cry. R.E.M. Everybody hurts, everybody cries sometimes. Storms sal daar wees. Moenie die leuen glo van kerke of wie ook al wat vir jou sê, as jy 'n Christen is, nooit weer teëspoed nie, nooit weer finansiële probleem nie. Dis 'n lieg. Paulus sê ons in Romeine en Korintiërs, ons deel in Jesus se oorwinning, ons deel in sy opstanding, dis fantasties, maar ons deel ook in sy lyding. Ons deel in die negatiewe van die lewe, dis menswees. Dis hoekom Jesus mens geword het, om te kom wys, dit is hoe menswees is. Hy oorwin as mens, as God, mens-God. Aan die kruis, hy staan op by die dood. Maar hy wil duidelik sê, die lyding is nie opgehef nie. Daar sal storms wees. Moenie met nonsens kom van mense wat vir jou sê, omdat daar 'n storm, 'n probleem in jou lewe is, nou is jou geloof te swak. Nonsens. Ons deel in Jesus se lyding. Ons deel in die storms. Dit sal kom. Miskien bring jy die eie storms in jou lewe. Miskien doen ander dit. Storms, ellende. Maak nie saakie, dit kom in ons lewe. En hoe moet dit hanteer word nie? Hoe moet dit dan hanteer word? En dan lees ons verder. Hulle maak hom toe wakker en sê vir hom, meneer, gee u dan nie om dat ons vergaan nie. Die verwyt. Hoeveel keer het ek al gehoor hoe mense God, Jesus verwyt? Hoe kan God dit doen? Hy is 'n God van liefde. Hy is 'n God van almag. Hoekom kan hy dit doen? Nee, ons het 'n verantwoordelikheid. Dis nie God wat die ellende en die gemors in ons lewe bring nie. Dis ons en ander en die Satan en die bose en ons wat die gemors in ons lewe bring. God het ons nie robotte gemaak om maar net knoppies druk en alles gaan wel nie. Ons kan nie alles op hom blameer nie. Hy het ons 'n vrye wil gegee. En soms gebeur dinge net en ons weet nie hoekom nie. Ons weet nie. Gee dan nie om nie. Is dit 'n retoriese vraag by die disippels? Nee, hierdie is 'n verwyt. Dis 'n verwyt. Dis nie 'n retoriese vraag van, ons weet u gee om. Ons vra maar net, nee, hulle verwyt hom. Want hulle wil nie praat oor hulle eie ongeloof en wantroue in Jesus nie. Meneer, daar is die antwoord. Duidelik sê Markus, hulle noem hom nie Here nie, Kyrios, verlosser, sy naam. Hulle noem hom nie Jesus verlosser nie, hulle noem hom meneer. 'n Gewone, geleerde, geestelike leier. Hulle kyk nie verder nie. En dis waar ek en jy inkom, dat ons mense sal leer om op te hou om Jesus maar net meneer, of die een te wees wat gekom het en goed geleef het deur eeue. Die Jode sê vandag nog, ja, ons fantaseer so, of hoeveel van mense, ek wil nie sê ons nie, dat
Israel is in 'n wonderlike posisie, God se volk, hulle noem hom ook maar meneer. Jesus is nie vir hulle die Christus, die verlosser, die Here nie. So asseblief, meneer. Dis is iets om te sê, professor, dokter, u die kennis, u weet. Hierdie is Here God, u weet, maar hulle verstaan dit nie. Meneer, die ongeloof, hulle verstaan nog nie. Verstaan jy? As daar 'n krisis kom, 'n probleem in jou lewe, verstaan jy dat hy nie net meneer is nie, hy's Here, Kyrios, Here, verlosser, oorwinnaar, Jesus Christus verlosser. Toe staan hy op. Hy maak nie of hy nog slaap nie, wat ek dink aan daai Psalm wat sê dat God slaap nie, hy sluimer nie, want in daai konteks in die Ou Testament het hulle gesê die gode slaap. Hulle raak weg, hulle steur hulle nie aan die mense nie. God is altyd elke oomblik by ons betrokke. Hy bestraf die wind, sê vir die see, hou op, bedaar. Sy almag, net God kan dit doen. Dis wat dit wil sê. Hy kan oorwin. Hy kan help, want hy's God. Hy wil oorwin. Vat daai twee woorde, wil, kan. Hy wil ons help. Hy kan ons help, want hy's God. Dan sê hulle nou, wie is hy nou? Wie is hy nou, dat hy dit kan doen? Hulle het gesê, met groot ontzag, hoe kan hy tog wees, wie kan hy tog wees, dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam is? En dit sin speel op, hy moet dan goddelik wees. Hy moet dan God wees. En dis die punt. Jesus Christus is nie maar net 'n gewone mens nie, is nie gentle Jesus, meek and mild nie. Ek het dit hoeveel keer al gesê, preke op hierdie YouTube en oor WhatsApp groepe. Hy is ware mens, ware God. Hy kan help. Hy kan help. En alles moet hom gehoorsaam. En jy moet dit gaan claim dit, vat dit en sê, probleem, sonde, moeilikheid, negatiewe mens, gehoorsaam in die naam van Jesus, gehoorsaam hom. Spreek dit uit, spreek dit uit. Het julle dan nie geloof nie? Waar staan jy geloof? Ja, natuurlijk is ons bang. Jesus was ook bang toe hy op aarde was in Getsemane. Hy het gevrees, hy het bevraagteken, Vader, neem dan hierdie van my weg. Hierdie beker dat ek dit nie drink nie. En tog het hy deur dit, dwars deur dit, oorwin. En die geloof getoon, en die gehoorsaamheid aan sy Vader. Wat is daar op die oomblik in jou lewe? 'n Storm. Wat is daar in ons land? Daar's storms in ons regering. Daar's storms wat geweld, misdaad betref. Daar is storms in mense se lewe, sonde, probleme, emosioneel, verstandelik, sosiaal, gesinne, huwelik, maak nie saak wat nie. Kom ons gaan weer, bid saam met my. Kom ons staan, kom ons sê, hy staan op nie, hy bestraf die wind, hy bestraf die demone. Dis wat dit beteken, want hulle het daai tyd geglo, die winde op die see word veroorsaak deur demone wat neerkom op die branders en chaos veroorsaak. Man, hy bestraf alle magte. Kom ons staan en ons sê, in die naam van Jesus, alles wat negatief is, alles wat sleg is, hou op, bedaar. Amen.